Môre graad 9's. Ons begin vandag met oefening 24 wat ek vir julle baie mooi wil verduidelik. So ek gaan so stap vir stap saam met jou deurgaan. Jy gaan sien ek het al die verduidelikings vir jou reeds op hierdie oefening gesit. So basies gaan jy die verduideliking baie mooi moet lees. Maar ek gaan vir jou saam met jou net 'n bietjie deur die goed gaan. Want dit is die algemene grootboek, maar soos ek sê, hierdie is oefening. Ons het by die algemene grootboek in graad 8 al geleer dat as my bates meer raak word hy gedebiteer en as my bates minder raak word hy gekrediteer. As my eienaarsbelang meer raak word hy gekrediteer en as my eienaarsbelang minder raak word hy gedebiteer. As my laste meer raak word hy gekrediteer en as my laste minder raak word hy gedebiteer. Nou hierdie is 'n baie belangrike sirkeltjie wat jy baie goed moet ken as ons nou na die algemene grootboek toe gaan. Want dit werk so met jou saldos ook. Jou bates se saldos kom altyd aan die debietkant. Jou eienaarsbelang, naamlik jou inkomstes en jou kapitaal se saldos kom aan hulle kredietkante en jou uitgawes en onttrekkings se saldos kom aan hulle debietkante en lastes se saldos kom altyd aan die kredietkante. Julle gaan dit nou baie mooi sien. Ek wil ook hê dit is 'n baie anderste tipe oefening as wat jy al gewoond is, want hierso werk ons met jou totale wat jy oorboek. Met ander woorde, as ek na my KO en KB toe gaan, gaan ek vir jou hierdie goedjies baie mooi verduidelik, maar daar's een ding wat ek gou wil uitwys voor ons begin. Onthou met 'n verkope transaksie het ons 4 inskrywings. Jy moet baie mooi prakties hieroor dink. As ek iets verkoop uit my winkel uit, beteken dit my bank word meer met my verkoopprys. Maar daar gaan my geskenke in hierdie geval van hierdie oefening, so my geskenke word minder, so my handelsvoorraad raak minder met my koste van verkoopprys, want dis waarteen ek my handelsvoorraad aangekoop het. So dis word my bank dan gedebiteer met my verkoopprys, want dis die bedrag wat ek inkry en my verkoop maak my eienaarsbelang meer. So hy word dan gekrediteer verkope met daai bedrag, met sy totale bedrag in die KOJ. Terwyl my handelsvoorraad en my kontant ontvangste joernaal minder raak. Baie kinders word deurmekaar hiermee. Onthou my handelsvoorraad as ek iets verkoop word minder. So met my koste van verkoopprys. So my koste van verkope totaal in my KOJ gaan dus dan by koste van verkope in sy grootboekrekening maak koste van verkope my eienaarsbelang minder. So daai bedrag gaan in my koste van verkope gedebiteer word, maar in handelsvoorraad word daai koste van verkope totaal dan gekrediteer met my handelsvoorraad se bate. As 'n bate minder raak, word hy gekrediteer. Ek het dit baie mooi daar vir jou verduidelik ook. Maak seker jy lees hierdie verduidelikings verskriklik mooi mee deur, want dit is wat belangrik is. Ek gaan sommer direk, jy gaan sien by slide nommer 2, gaan ek nou vir jou verder. Okay, by slide nommer 2 gaan jy baie mooi sien. Ek het net vir die stappe weer al uitgewys. Die heel eerste stap is kolletjies, bakkies. Stap 2 is jou winsopslag. Wat jy uitwerk met ander woorde verkoop en jou koste van verkoopprys. Stap 3 is dan as jy dit in jou joernale skryf en die totale optel van jou joernale en stap 4 is jou oorboeking. Lees maar asseblief daar baie mooi hoe jy die saldos oorboek. Ek het vet gedruk vir jou saldos. Bates se saldos debiet, inkomstes en kapitaal se saldos krediet, uitgawes en onttrekkings se saldos debiet en laste saldos krediet. Ek het dit vir jou baie mooi verduidelik ook by die eerste slide. Luister weer na die eerste slide as jy nie verstaan nie. Onthou jou inkomstes en kapitaal maak jou eienaarsbelang meer en as eienaarsbelang meer raak word hulle gekrediteer. So jou inkomstes en kapitaal se saldos kom aan die kredietkant van hulle rekeninge. Uitgawes en onttrekkings se saldos maak eienaarsbelang minder. So met ander woorde as eienaarsbelang minder raak word die rekeninge gedebiteer. Okay, julle moet dit baie mooi verstaan. Onthou in die joernale ook, ons boek die totale oor en diverse rekeninge, boek ons dit die inskrywings apart in. Onthou as ek 'n kolom se totaal oorboek, dan is dit die datum van die algemene grootboek, die laaste dag van die maand en by diverse rekeninge is die dag van die transaksie. Okay, ons gaan nou na die KOJ en die KB toe. Ons gaan nou direk na slide 4 en 5 toe, so asseblief lees vir my slide 3 ordentlik ook deur. Okay, by slide 3 gaan jy duidelik sien, daar het ek vir die inligting neergesit van die saldos, wat ek vir jou baie mooi verduidelik het nou al 'n paar keer. Onthou jou saldos, inkomstes en kapitaal se saldos kom hulle rekeninge aan die kredietkant, uitgawes en onttrekkings se saldos kom hulle rekeninge aan die debietkant. Bates se saldos kom aan hulle
debietkant en lastesaldos aan hulle kredietkant en die datum van daai saldos is die 1ste van daardie maand. In hierdie geval die 1ste Desember is hulle datum. En besonderhede is saldo en folio is afgebring en dan is dit die bedrag wat hulle vir jou gee. Soos byvoorbeeld by kapitaal sal dit aan die kredietkant staan. Datum is die 1 Desember 2013, besonderhede is saldo en dan folio afgebring en die bedrag is 910.000. Julle gaan dan sien baie mooi op die grootboek, ek het dit baie mooi verduidelik, maar sorg dat jy hierdie konsep verstaan van saldos, dan gaan jy verstaan hoekom ek dit in die grootboeke so ingeskryf het. Ok, nou is ons by die kontantontvangste-joernaal. Jy gaan baie mooi sien, ek het by die kontantontvangste-joernaal vir jou vetgedrukte blou totale gemaak. So onthou ons het nou jou kontantontvangste-joernaal ingeskryf en ons het nou die totale opgetel. So al die blou gedrukte bedrae is wat jy met jou algemene grootboek na hulle rekeninge te oorboek. So byvoorbeeld by bank moet 149.670 aan bank se debietkant staan, want bank is 'n bate en as 'n bate in die kontantontvangste-joernaal maak my bank bank wat 'n bate is word meer. Dan kom ons by jou verkope. Ek het vir jou baie mooi verduidelik vroeër nou in die eerste slide al. Met enige verkope goedjies werk ons soos volg. Dat 100.170 gaan in bank klaar gedebiteer wees, want ons gaan nou totaal klaar gedebiteer hê. En dan in verkope gaan nou 100.170 gaan dan in verkope krediteer word, want verkope maak eienaarsbelang meer. En as eienaarsbelang meer raak, word hy gekrediteer. Dan moet jy 'n tweede stel inskrywings maak, want dit is 'n verkope transaksie uit 4 inskrywings. Wat gebeur met my handelsvoorraad in die kontantontvangste-joernaal? Daai geskenke gaan uit my winkel uit. So my handelsvoorraad raak minder. So sy 60.790 moet in handelsvoorraad gekrediteer word en in koste van verkope gedebiteer word. En jy gaan sien by diverse rekeninge van 9.500 en 40.000 moet dis dan apart ingeskryf word in hulle rekeninge en hulle datums gaan die dag van transaksies wees. Die totale se datums is altyd die laaste dag van die maand. Dan die diverse rekeninge se bedrag is die dag van transaksies. Ek het alles vir julle so mooi in hierdie verduideliking. Sit hierdie kontantontvangste-joernaal voor jou en dan lees jy my verduideliking en dan doen jy dit. Dit is die vetgedrukte gekleurde woordjies wat jy altyd moet getalletjies wat jy altyd gaan highlight en weet dit is wat ek oorboek. En dan weet jy ook die totale van die kolomme is die laaste dag van die maand se datum. En by diverse rekeninge is dit die dag van transaksie. Jy gaan sien in hakies het ek byvoorbeeld vir jou by verkope bank geskryf by die totaal en koste van verkope handelsvoorraad. So dit is die besonderhede van daai oorboek. En jy gaan nou, as jy die grootboek voor jou sit, gaan dit vir jou baie sin maak. Okay. Jou kontantbetalingsjoernaal het ek presies dieselfde gedoen. Ek het vir jou die getalletjies in blou gesit wat oorgeboek moet word na hulle grootboeke toe. Weereens, ek het kolomme. Byvoorbeeld, bank, handelsvoorraad, lone, toerusting, skryfbehoeftes. Hulle totale se datum is die laaste dag van die maand, 31ste Desember, terwyl my diverse rekeninge se wisselgeld, huuruitgawes, posgeld, advertensies, onttrekkings se datums die dag van transaksie is. Soos byvoorbeeld onttrekkings se datum sal die 26ste wees. Dan jou bakkies gaan altyd in hulle eie rekeninge debiteer word en dan die groot bedrag van bank van 97.650 gaan in bank gekrediteer word, want daai bedrag maak altyd my bank minder. Dis daardie geld wat jy uitgehaal het om te gaan fliek in jou kontantbetalingsjoernaal. So dit is die groot totaal. Onthou hulle besonderhede is altyd diverse rekeninge en Nicole sy banktotaal se besonderhede in sy bankgrootboek is ook altyd diverse rekeninge, want ek het van verskillende mense hulle geld uitgegee. Verskillende plekke, verskillende mense. Maar lees weer eens my verduideliking, dan gaan jy die goedjies baie mooi verstaan.
Kijk, graad 9 is ons ek het spesifiek slide 7 met julle of die ja, slide 7 wat ek met julle behandel, want dit is presies wat ek vir jou wil baie mooi duidelik maak met saldering en alles gewys. As ons na jou handelsvoorraadrekening kyk, ek het vir jou gesê, handelsvoorraad is 'n bate. 'n Bate is 'n saldo kom aan die debietkant. So jy kan aan die debietkant sien daar staan 1 Desember 2013 saldo afgebring en daai inligting wat ek vir jou gee by die tweede slide is nou daai saldo wat afgebring is van 275.160. OK. Dan het ons onthou het ek vir julle gesê dan ek het handelsvoorraad verkoop. Toe ek handelsvoorraad verkoop het in die kontant ontvangste joernaal met my kosprys van verkope, het daai handelsvoorraad minder geraak. So met ander woorde, ek het dit as 'n kolom, dis 31ste Desember 2013, die besonderhede is kosprys van verkope. My folios, waar kry ek die bedrag vandaan? Altyd. Ek kry op my KOE het ek mos 'n bedrag van jou kontant ontvangste, van jou kosprys van verkope gekry van 60.790. Dan kyk ons na die aan die debietkant het ons 'n inskrywing van die 31ste. Dis jou KB jou kontant betalingsjoernaal wat totaal van handelsvoorraad van 43.200. My besonderhede is bank, want die geld het uit my bank uitgegaan. OK. By bank gaan jy ook vir my mooi doen. Ons het dit op mooi in graad 8 gedoen. Jy skryf die saldo aan die debietkant 113.870. Onthou die besonderhede is saldo en die datum is die eerste en die folio is afgebring. KOJ se banktotaal maak altyd my bank meer. Dit is nou tipies daai geld wat jy ontvang het van mamma en pappa af, dit maak jou bank meer. So dit wil sê dat 149.670 sluit al die geld wat ek vir die maand ontvang het in. My besonderhede was diverse rekeninge, want ek het daai geld van verskillende mense afgekry. So diverse beteken se sinoniem is verskillende mense, verskillende plekke het ek geld vandaan gekyk. So altyd is my besonderhede by bank diverse rekeninge en my dag is die 31ste. Want dis 'n kolom se totaal. Dan aan die kredietkant van bank staan daar folio KB. Dit beteken my bank se totaal van my kontant betalingsjoernaal. Dis nou 'n tipiese geld wat jy gehad het om te gaan fliek. So daai geld gaan uit my bank uit as wat ek uitgegee die maand. So dis 97.650. Jy gaan sien sit die joernale langs die grootboek en kyk waar kom die bedrag vandaan. Die dag is die 31ste en Desember is 2013 is die datums. Nou moet jy vir my mooi luister. Ek gaan saldering by die heel laaste skyfie doen. Ek wil net nog 'n bietjie van die grootboekrekeninge met julle behandel. Jy het seker nou al gesien ek hamer verskriklik op my verkope en my kosprys van verkope en my handelsvoorraad en my bankrekeninge. Dis vir my regtig die belangrikste rekeninge. Dis wat ons altyd gaan kry veral met handelsondernemings. As hulle vir jou 'n eksamen iets vra die departement, dan vra hulle gereeld vir ons doen jou bankrekening, doen jou handelsvoorraadrekening, koste van verkope en verkope, want ons werk maar met verkope handelsondernemings in graad 9. Jy gaan nou baie mooi sien wisselgeld, onthou weer eens, ek het die saldo oorgeboek van die inligting van die tweede slide en in my kontant ontvangste joernaal het ek wisselgeld ontvang. OK. So julle moet dit vir my baie mooi kyk en so gaan ons af. So julle is 100% met dit. Ek hoop julle is reg met dit. Juffrou is altyd beskikbaar as jy my nodig het. By verkope het jy ook gesien wat ek vir jou verduidelik het. Jy moet regtig jou verduidelikings net mooi lees, dan sal jy okay wees. Weereens julle moet julle vir my verduideliking mooi lees en dan sal julle hierdie baie mooi kan verstaan. Die heel eerste ding wat jy vir my baie mooi moet verstaan is stap 1. Kyk ek watter kant van my grootboekrekening is die meeste. In die geval was my debietkant die meeste. So met ander woorde, ek het daai 275.160 plus 43.200 en dit het vir my toe 318.360 gegee terwyl my kredietkant net 60.790 was. Met ander woorde, my debietkant was die meeste. Toe tel ek dit bymekaar en toe kry ek 318.360 stap 2 en ek skryf daai selfde bedrag reg oorkant aan die kredietkant. My debietkant en my kredietkant moet balanseer in 'n grootboek. OK, maar toe besef ek
Maar kyk hierso, as ek 318.360 is nie dieselfde as 60.790 nie. So daai kan tog nie sy totaal wees nie. So by stap 3 trek ek die tweetjies van mekaar af en toe kry ek R2057 en R570. Met ander woorde, daardie bedrag het ek opgebring sodat my debietkant en my kredietkant aan balanseer. Maar as jy opspring, dan gaan jy weer afgaan ook, is ek reg? So as iets opgaan, moet dit afgaan. OK. So, toe moes ek hom afbring. As jy as 'n saldo opgebring het aan die kredietkant, moet hy afgebring word na die debietkant toe. Dis net hoe dit werk. So die 1 Januarie, daai bedrag van R257.570 is die saldo vir die volgende maand. So dit is die 1 Januarie se saldo afgebring dan en aan die debietkant geskryf van R257.570. Ek hoop julle verstaan dit. Lees die verduidelikings. Ek het regtig my beste gedoen met die verduidelikings om dit vir jou so mooi te verduidelik. So as jy kan mooi lees, sal jy die verduidelikings kan verstaan. Julle moet 'n verskriklike lekker dag hê en ek hoop julle verstaan die werk en as daar nie iets is nie, kontak my gerus. Lekker dag hê.